Here, waar sou ons heen gaan om weg te kom van dit wat die wêreld so op ons skouers laai? Waar anders gaan ons dit kan doen as hier by U in U teenwoordigheid? U weet hoe ons week verloop het, U weet die pak wat elkeen van ons met ons saamdra en wat ons nodig het om neer te sit vanoggend. Wil U ons daartoe help? Wil U ons hart instel en ons ore instel om U te ervaar en U te hoor? Dankie vir hierdie wonderbare geleentheid om dit saam met medegelowiges te kan doen. En mag ons hier in die verrigtinge van hierdie oggend so naby aan U kan kom, Here, dat hierdie dag ekstra spesiaal sal wees. Ons bid dit nie omdat ons enigiets verdien nie, Here, want U weet hoe feilbaar ons is. Maar wil U dit vir ons gun uit die groot genade en barmhartigheid en lankmoedigheid. In Jesus se naam. Amen. Psalm 139 hou hierdie woorde in. En die hele Psalm 139 is eintlik so mooi, so diep, dat 'n mens, ek wou so graag gehad het, ek sou die kans kon kry om dit geheel te lees. Maar dit kom daarop neer, dat Dawid sê, daar's nie 'n plek waar ek kan wees, of my moontlik kan bevind, waar God nie is nie. En ek wil hê jy moet daai woorde so bietjie oor die tong proe. Want hoeveel keer gebeur dinge met ons en dan voel ons, so, ek sien nie vir hierdie goed kans nie, ek sien nie vir hierdie ding wat nou hier voor my lê op die pad kans nie. En baie keer is dit mos maar die mense instink, veg of vlug. En wanneer die lewe met 'n mens gebeur, dan sal ons nou baie dinge wat saam met dit kom, wat nie noodwendig lekker, maklik, of sommer net easy going is nie. Is dit reg? Maar ons het as mense die geneigtheid om, veral as dit 'n nuwe dag en veral 'n nuwe jaar is, dan het jy mos daai benadering van, dit gaan beter wees. Hierdie jaar gaan anders wees. Hierdie dag is weer nuut en vars. Net om so 'n eind weg te kom. En dan te besef, dis maar nog daar. Die lewe is maar nog daar. En dis partykeer moeilik. Nou, jy het 'n paar keuses. Het is net gesê, jy kan veg of vlug. Jy kan roll over en play dead. Jy kan raas en beklei en vloek en vlug en te kere gaan. Die feit bly, die omstandighede is daar. En so het ek dit in 2025 belewe. Goed wat op 'n mens se pad kom wat jy nie gekies het nie, maar wat somehow besluit het om uit die skaduwees en uit die donkerte van die lewe te kom en saam met jou te loop. En my weghardloop vir 2025 was hel toe. En hou die term in jou gedagtes, want jy gaan sien hoekom. So byt vas, sit vas, luister my uit en beleef die tyd saam met my. Ek wil gaan na 'n plek waar ek buite my kraaines van gedagtes en emosies kon kom. Ek wou dit daar neersit en ek wou daai kant wees van dit. Ek wou gaan na 'n plek toe waar ek onbeskikbaar en onbereikbaar vir alles wat ek gevoel het ek alleen dra kon wees. Ek dink baie ma's voel partykeer so, né? Jy wil net daar gaan waar niemand vir jou kan sê, ma, waar's dit? Of ma, ek het nou so, ma, hoekom nie dit nie? Ek wou net daar wees. Ek wou iewers ver van hier wees, waar ek God se stem kon hoor. Ek wou soos Job my saak met God, my lewe met God uitmaak. Ek wou weet, waar is hy terwyl ek voel my lewe val uit mekaar uit, waar ek skaars genoeg wil in my het om my neus bo die water te hou. Wat nog te sê van stukke by mekaar maak en weer te begin. Elia se lewe maak 'n diep donker draai, skaars 'n dag na die hoogtepunt van sy profeteloopbaan.
As jy gaan terugblaai daar na 1 Konings 19, dan kry jy die verhaal daar net na die Karmelberg. En hierdie donker draai in sy lewe word afgeskop deur die dreigement van 'n bose vrou wat sy lewe wou vernietig. En hierdie man wat alleen gestaan het teenoor 'n hele volk, teenoor die koning en teenoor die bose magte van honderde afgodsaanbidders, draai sy rug en vlug vir sy lewe. Oor die verste grense van die stam van Juda. Nou die Karmelberg, as jy na die kaart kyk, die Karmelberg in Jesreel, die hoofstad van Israel op daai stadium, is meer aan die noorde kant, en Elias lei 'n lyn suide toe, verby die verste suidelike grens van die stam van Juda. Die wilde woesteny van 'n woestyn in. 40 dae en 40 nagte stap hy na sy besembos wil nie meer lewe nie, ervaring, en hy stap in die woestyn in. Sy voete loodswaar, sy gemoed somber, terwyl sy gedagtes maal met die hoofopskrifte van sy gevoelens van mislukking, onbekwaamheid, moedeloosheid, vrees en angs. Het hy dalk instinktief die rigting na die berg van God ingeslaan, waar God homself aan die volk van Israel bekend gestel het deur middel van sy wet? As 'n ou so oorheers is deur jou omstandighede en jy net instinktief optree, dan is daar 'n soort van 'n kompasnaald wat jou ergens heen druk. En moontlik het dit vir Elia gewys om na hierdie berg, die berg van God, heen te gaan. En was die spelonk waar hy vir die nag ingekruip het, dalk dieselfde skeur waar God Moses met sy hand toegemaak het, toe hy God wou sien. Ek wou op 'n alleen plek kom, waar ek kan weet dat God my nie vergeet het nie, dat ek nie so verdwaal is, dat hy my opgegee het nie. Soos Elia beleef het dat God nie in die dramatiese en die skrikwekkende gebeure van die lewe is nie, maar in die gesuis van 'n sagte koelte. Party van die Engelse vertalings praat van dit, the sound of a gentle whisper. A still small voice. Ons is so besig in die lewe, dat ons onsself nie daai tyd gun, om daai still small voice, daai whisper, te ervaar nie. En ek wou dit hê, met die stille bevestiging, dat God omgee. Dat hy nie my maar net gelos het nie. My kapasiteit sou waarskynlik nie die groot oorweldigende gebeure wat Elia daar beleef het aanvanklik kon hanteer nie. Maar in alleen wees kon ek dalk daardie still small voice hoor. En so is ek hel toe. Maar kom ek gee 'n bietjie agtergrond oor die hel. Hierdie kloof is omtrent so 20 kilometer lank. Ek weet nie hoe hulle dit gemeet het nie, maar seker wonderlike tegnologie. Op sy breedste so 600 meter wyd. Nou, ek gaan probeer op, ek wys, dis die pad waar jy afkom. Hier loop 'n pad, jy gaan sulke zigzag bewegings daar af, en dan daar loop die kloof af. 20 kilometer lank, 600 meter wyd. Dis bo in die Swartberge, tussen Prins Albert en Oudtshoorn. Jy moet basies die Swartbergpas uitgaan. As dit nou al scary kan wees, dan weet jy wat is scary, want dan kom jy daar bo in die berg, en dan begin die pad afdraai na die hel toe. As jy in 'n deursnit van die berg sou kyk, sou dit amper soos 'n M gelyk het. Jy het 'n hoë punt, dan kom hy af waar die hel is, en dan vorm hy weer 'n hoë punt, en loop dan af na Prins Albert se kant toe. Die eerste rybare pad na hierdie gedeelte waar die mense begin bly het, was eers in 1962 gebou. En toe het mense al 130 plus jaar daar gebly.
'n groepie, 'n gemeenskapie op hulle eie. Die Swanepoels, die Nels, die Mosterds, die Cordiers, die Marais en die Jouberts. 'n wêreldjie van hulle self, van hulle eie, hulle het geoorleef, hulle het bestaan sonder invloede van buite. Ek wil amper sê, oorloë het gekom en gegaan en hulle het amper onbewus daarvan veilig gebly, hulle werk gedoen, hulle oeste geoes, deurgegaan en gedoen wat hulle moes doen. En hulle enigste pad op daardie stadium voor 1962 was 'n ou voetpaadjie, DL. En ek gaan vir u probeer wys, daar is net 'n gedeelte wat ons met die bussie, met die afkomslag, letterlik 2 spoortjies. En daar's draaie wat jy omgaan wat dit vir jou voel. Die bussie se wiel gaan omtrent hier oor daai groot klippe wat langs die pad lê en jy gaan hier aftuimel. Nou, hier is 'n foto. Ek weet nie hoe hulle dit daai tyd geneem nie, maar van mense wat daardie leer voetpad, hoe hulle dit geloop het. Kyk 'n bietjie hoe mooi, sag en glad is die pad, wyd en breed en veilig en maklik, né? En dis hoe hulle inkopies moes gaan doen. As hulle enigiets van 'n winkel af wou hê, was dit die pad wat hulle moes geloop het, en julle gaan net nou ook sien hoe styl kan dit wees. Want dit wat jy gaan koop het, moet jy weer daar afdra. En van dit was onder andere 'n tannetjie wat blykbaar vir die oom gesê het: ek kook nie meer op 'n oop vuur nie, ek wil 'n stoof hê. En hy het die ou Dover gietyster stukke van 'n stoof, 'n Dover stoof gekry, en hulle het dit daar afgedra, en sy het haar stoof gekry. Die oom wou lekker kos gehad het, die tannie het voorsien. Nee? Uit al hierdie gesinne het 'n klomp mense weggetrek toe die pad oopgemaak is. Die kinders het in die naburige dorpe begin skool gaan, werke gekry, getrou, en so het die hel eintlik maar ontvolk. En al wat nou nog oorgebly het daar is van die Joubert afstammelinge. Pieter en sy vrou Marinette en hulle 2 tienerkinders bly nog permanent daar. En dis dan ook hulle wat die restaurantgedeelte en dan van die huisies waar jy nog in kan bly, dan verhuur en beskikbaar maak. En ek moet vir julle sê, daai vrou kan kook. Mensig, sy het die lekkerste kos gemaak wat jy jou kan voorstel. Hulle het die Jouberts, waar Pieter en Marinette bly, is die eerste gedeelte van die hel. Daar waar ons gebly het basies. Dan kry jy 'n lang gedeelte wat aan Cape Nature Reserve behoort. Die huisies is pragtig gerestoreer wat nog daar staan. Maar daar was niemand nie. En ons het half die indruk gekry, dis maar weer een van daai plekke wat iemand oorgeneem het met die idee om geld te maak, en toe agtergekom het, dis nie so maklik nie. Dit staan onbenut. En Pieter, dis nie sy verantwoordelikheid nie, maar hy kyk maar en sorg maar dat daar nie skade aan die huisies is nie, bou maar sinkafdakke oor party van die ruïnes en die bouvalle, net om die goed bewaar te hou. En dan in die laaste gedeelte van die kloof, is 'n stuk grond wat privaat eienaars gekoop het, 3 dokters wat saam gevoeg het, en toe 'n gedeelte daar gekoop het, en dis aan die onderpunt van waar jy met hierdie helse paadjie uitloop. En hulle gebruik maar daardie gedeelte, ek dink ook maar vir tye wanneer hulle bietjie uit 'n besige lewe wil ontvlug en wegkom, en gaan dan soontoe. Hier is geen elektrisiteit nie. Van die huisies waar ons gebly het, 'n paar solarpanele. Son is daar goed genoeg, naby aan die son daar. Miskien daarom die woord hel. Maar verder is jy van gas afhanklik, en 'n paar lampietjies wat daar is. Selfoonontvangs, ek het nie selfoonontvangs daar gehad nie. Ek het dit al verloor net na ons van die Swartbergpas afgeklim het, maar van die ander netwerke was wel by tye en baie onstabiel beskikbaar onder by die restaurant. En dan het hulle maar saans die geleentheid gebruik om maar gou met die familie te praat, en
maar net weer in te skakel by die wêreld daar buite. Maar vir my was dit 'n doodstil proses en dalk 'n baie goeie ding. Oor 3 dae wat ons daar was, het ons elke dag 'n ander staproete gedoen. En met my refleksie agterna kon ek sien hoe God beskik. Hoe God stukkies in plek val. In daai oomblik het ek dit nie geweet nie. Maar as ek nou terugkyk daarop, julle weet mos hindsight is clever, né? En elke dag se ervaring was een wat op die vorige dag se belewennisse gebou het. My nadink oor daardie paar dae oortuig my keer op keer. God se tydsberekening is perfek. En sy leermetodes is volmaak. Al voel dit nie op daai oomblik vir 'n mens so nie. Daar was soveel stories en insidente en belewennisse, dat ek julle waarskynlik die hele dag daarmee kan besig hou. Ongelooflike ervarings, geskiedenis wat daar is. Maar, vir vanoggend se doeleindes is daar 3 goed, wat ek met julle wil deel, wat vir my absoluut soos rigtingwysers staan. Elke dag was daar tyd en geleentheid om eintlik dit wat jy ervaar het in daai staproete te gaan verteer. Daar was so tyd wat jy bietjie op jou eie maar kon wees en jou eie ding kon doen. Want my baas het ons goed gereguleer en allerhande opdragte gegee en 'n hele vraelys wat jy moes invul en elke aand was daar dan 'n terugvoer gegee oor almal se antwoorde. En met hierdie instant kameraatjies wat jy kry wat onmiddellik 'n fotootjie kan uitdruk, moes ons elke spannetjie foto's neem van daai dag se tema wat jy in die natuur gesien het en jy gaan een van die foto's op 'n stadium ook sien. Die 3 goed wat ek geleer het, kom basies neer op hierdie 3 dinge. Jy hoef nie alles te weet wat voor lê nie. En vir 'n control freak soos ek, werk hierdie ding nie altyd so lekker nie. Nee, dit is vir my moeilik. Dis die een ding. Die ander ding is, dit wat jy dink is onmoontlik, daar's nie 'n manier wat jy hierdeur gaan kom nie. Is moontlik. En ek gaan vir julle vertel hoe. Die derde en die laaste ding is, in daai oomblikke van die alleen wees, daar waar jy regtig ernstig gaan soek, is God beskikbaar. Hy's daar. Jy moet hoor, jy moet luister, met hierdie binneoor, hierdie binneluister wat 'n ou kan hê. Maak tyd daarvoor, jy gaan dit kry. Goed, kom ek begin weer by die eerste punt. Jy hoef nie alles in een slag te wees nie, en dis oukei. Jy weet nie waar jou pad môre gaan heen draai nie. Maar as jy jou instinkte vertrou en die tekens begin lees, sal jy die pad kry. En as jy dan ergens bevestiging kry dat jou rigting reg is 'n mens so bly. Daar's iets wat net vir jou sê, wonderlik, hier is my rigting. Nou hierdie groot kloofroete wat ons die eerste voldag gestap het, moes ons vermoë om te hoor verskerp na om te luister. Nou sê dit vir 'n spul vroumense. En jy het 'n ander storie. Ons is by die beginpunt so bedye waar jy moet heen loop en so aan, en dit was ook nie lank nie. Toe is daai bedye uit ons koppe uit, en ons weet nie meer in watter rigting nie, ons is hier op 'n klip rotsplaat, en wat aanvanklik soos 'n paadjie gelyk het hier tussen die bosse in, gone. En die spul spat uit mekaar uit, en van stilte is daar niks meer oor nie. Dit beduie, en dit roep, en dit wys die kant toe, en dit skree daai kant toe, chaos. En in my hart voel dit vir my, ek wil weghardloop. Dis nie waarvoor ek gekom het nie. En ek slaan sommer net 'n koers in. Min of meer in lyn met waar ons vandaan gekom het. En ek stap net. Of hulle kom en of hulle nie kom nie, ek het net vir myself gedink, ek gaan nie net hier bly nie. Ek kan nie net sit nie. Niemand gaan ons kom soek nie. Stap 'n rigting in, en ek begin agterkom as jy so tussen die struike, die bosse en die goeters deur beweeg, kan jy maar kyk na waar die bosse so half oopmaak, waar
En ek het agtergekom, Pieter en sy seun het waarskynlik op 'n stadium so 'n bietjie klippe gepak om jou te help, dat jy dan nie totaal verdwaal nie. En as jy jou oë begin instel op dit, dan kry jy die pad. Nou anders as baie van die staproetes het jy mos nou of 'n pyltjie wat jou wys in die regte rigting, of van daai voetspoortjies wat so geverf is. En as jy dan, daai voetspoortjies was ver uit mekaar uit. En as jy hom kry, dan is jy so dankbaar, want jy weet jy kon al elke meter van wat jy die laaste paar tree gestap het, 'n ander rigting ingeslaan het, en jy sou in die moeilikheid gewees het. Hierdie voetspoortjies, hierdie bevestigings van jy's fyn, jy's in die regte rigting, het ons mos maar hier. In ons Bybel, moet nooit op jou eie loop en dink, jy gaan fyn wees nie. Ons het daai voetspoortjies nodig. Dag 2, bring ons by die leer. Sien julle 'n leer? Hy's duidelik daar. Kom nou, die leer. Aan die regterkant. Oom Jou, praat jy van daar? Nie Oom Jou was nie daar nie. Ons stap 'n pad, maar jy benader nou daai stuk berg op redelike gelyk, dan sit 'n heuweltjie op, heuweltjie af, en ons kom by die klein berg daar in die kloof, en ons is op met Kleinberg, en daar so uitkykpunt, en dis van daar af, waar ons toe nou die foto neem, want Pieter is saam met ons, Pieter Joubert, en hy staan daar, hy bedye, daar en so, en hier moet jy gaan, en daar gaan jy op, en hier gaan jy bietjie links en regs, man, maklik, duidelik. Toe nou nie, heeltemal so duidelik, maar ons stap aan, jy weet, ons moes aan die gang. En ons het nie ver geloop nie, toe kry ons hierdie kennisgewing, ek weet nie of julle hom kan lees daar nie. Trespassers will be shot, survivors will be shot again. En as jy nou daai boodskapie kry, hier op hierdie pad, wat eintlik maar redelik onbekend is, dan besef jy, hierdie klowers, hulle praat van hulle self as die klowers, hulle is nie makmense nie. Hulle was nie makmense nie. Ek dink so by myself, ek het nou nog nie die leer geervaar nie, ek het nou al gehoor daarvan, maar hierdie mense moes die leer uit en weer terug. Hulle was nie makmense nie. Ek dink jy moet die hart van 'n leeu hê, om daar te kon geleef het en te gebly het, soos wat hulle dit gedoen het. Nou, so 'n bietjie agtergrond rondom die leer, dis net so kort van 10 kilometer lank, wat jy nou hierdie aanloop het, tot bo teen die berge uit, en dan gaan die berg, aan die ander kant van die berg loop hy af na Prins Albert toe. Nou, ons het net gegaan tot op die bopunt, want ons moes weer terug in die kloof in loop, om te kan oorbly, en die verskil tussen die laagste punt van die leer en die hoogste punt van die leer is 671 meter. Nou, dis dalk ook nie verskriklik baie nie, maar as jy opklim is dit 'n ander storie. Ek gaan vir u 'n aanduiding gee. Ek gaan hom net vir 'n oomblik skiep, want ek wil daar is die hoogtepunt van die leer. As jy daar gekom het, het jy geweet, I've got it. Hierdie ding is nou fyn, dis wonderlik, tot jy begin afgaan. Daai selfde paadjie waarmee jy nou opgesoog het. Dit wat vir jou onmoontlik is, kan jy ervaar dat dit vir jou moontlik word. Nou ek moet vir julle eerlik sê, omdat ek so bietjie gehoor het van die leer en daaroor al opgelees het en mense daaroor gehoor praat het ek vir myself gesê, daar's nie 'n manier nie. Daar is menslik nie 'n manier nie. En ek het 'n klomp goed so by mekaar gehak wat my standpunt sou laat bevestig. Jy weet, my ouderdom, ek was die oudste van die lot, my ouderdom, my onfiksheid, ek was totaal nie fiks nie. En dan het ek mos nou maar so van tyd tot tyd 'n lae rug moeilikheid, en veral hierdie opklim na boontoe, en jy met jou gewig op jou voete sit, dis 'n ander storie. Nou hierdie video klippie gaan ek vir julle probeer speel, let net op na die onbegaanbaarheid van daai pad.
daar sy. Jy stap nie, dis nie 'n staproete nie. Dis 'n klimroete. En jy moet so fokus op elke tree wat jy gee. Want daar waar jy jou voet neersit, is die maak of breek van, gaan jy dit eindtyd maak of nie. Ontsettend baie los klippe. En as jy hom verkeerd trap, dan het jy moeilikheid. So jy moet so kyk na waar jy stap. Jy kon sien, ek het nie opgekyk nie, ek het nie gewaag nie, want ek wou nie sien hoe styl lê dit nog hier voor my nie, en die enkele kere wat ek probeer afkyk het, was ek so duiselig, dat ek gedog het, ek tuimel net daar af. En met jou stapstok, wat omtrent 'n redding is, weet jy, as dit nie ook vir dit was nie, dan kon jy nie daar uitgekom het nie. Jy balanseer jouself, jy stabiliseer jouself met jou stapstok. Nou, om daai paadjie weer af te gaan, ons het almal gedink, nee, wat ergste was oor. Ons moes daar af. Nou, waar jy normaalweg met die opklim, jou gewig moes nou maar vorentoe gooi, en jy's half teen die berg, jy kry jou koneksie met die berg voor jou. Hier gaan jy nou af, en jou momentum om af te trap, en oor daai klippe af te gaan, het jy nie meer beheer oor nie. As jy oor 'n sekere punt gaan jy eenvoudig. Swaartekrag neem net eenvoudig oor. En as jy dan verkeerd trap, sorry, daar gaan jy. En ons het maar met stikkende skene en agterstewes en elmboë daarvan afgekom. En ek moet vir julle sê, ek dink dit was 'n totaal sekere 4 ure proses. Dit was laatmiddag toe ons alweer by die onderpunt kom. Nou ek was so die tweede in die lyn, daar was so 'n jong meisietjie wat voor my was. Sy het gaan sit lê onder 'n boom en ek het net gevoel, as ek nou gaan sit, gaan ek nooit weer opstaan nie. Jou lyf is so oorspanne, so bewerig, dat as daar stilte in jou spiere kom, gaan hulle net nooit weer werk nie. En ek sny 'n lyn weer al daai pad terug tot by Kleinberg, ander kant Kleinberg af. En toe ek eers oor die ergste moeg is en ek begin stap soos wat 'n mens nou daarom ordentlik op 'n pad kan stap. Toe stap ek die lekkerste stap vir daai hele roete. Ek is op my eie, dis laatmiddag, dis die mooiste deel van die kloof. En by tye maak dit letterlik die plante groei so toe boor jou, soos in 'n tonnel wat jy loop. En ek kry hierdie gas langs die pad. Hy het my gebekyk en ek het hom gebekyk en ek weet nie wie van ons het op die ou en eerste asem gehaal nie, maar toe hy asemhaal en skrik, toe sy natuurlik in die bosse in weg. Maar dit was so special. Daai oomblikke. Ek kyk vir hom en hy kyk vir my en ek weet nie wie van ons was die meeste verras nie. 'n heerlike stap. Maar my voete was blaase, seer, stikkend, rou. En ek het daardie dag geleer, niks is regtig te moeilik nie. Ons skram weg daarvan, van die goeders wat op ons pad lê. Maar as jy dit treukie vir treukie, een stap na die volgende een doen, kom jy daar. Ek het die opsies gehad dat ek kon enige oomblik terugdraai. En elke keer wat ek net nog 'n voetstap gee, sê ek vir myself, jy het gesweet tot hier toe, jy gaan dit nie nou opgee nie. Soos ons daardeur. Met die aanbreek van ons derde roete, het ek nog nie my openbarings-oomblik gehad nie. Ek het die hel benader met hierdie ding, ek wil daai oomblik hê, wanneer ek koneksie met God het, en wanneer hy vir my antwoorde op my vrae kan gee. En dis die derde dag, die laaste dag, die volgende dag sou ons uitstap uit die hel uit. Ek het nog nie my openbaringsoomblik gehad, soos wat ek wou beleef het nie. Maar die voordeel was, ek kon daardie dag my solo stap. Ons het almal, jy trek so 'n bolletjie met 'n nommer op. En as jy nie 'n maatjie trek wat dieselfde nommer het as jy het nie, dan is dit jou alleen stap vir die dag. En daardie dag kry ek dit. En ek kon alleen stap. So ek het nou vroeg voor die ander, het ek nou al die pad gevat,
weer eens wat die man bedui het, en jy doen nou maar soos wat hy gedoen het, of gesê het, en ek kon voor die ander by die plek uitkom, en dit was eintlik heerlik. Ek het onder andere onthou so 'n klein baba pofaddertjie, ek het in my lewe nog nooit dit gesien nie, maar letterlik so 'n klein baba pofaddertjie wat so in die pad gekom het, en toe die trillings waarskynlik beleef van iemand wat aankom en hy's terug in die bos in. Maar ons is op pad na die Koningsgat toe, en die geleentheid gehad om daar te swem, sommer net met jou klere, jy het net jou skoene uitgetrek en dan in die water gespring, dit was heerlik. En die wonder van daai water is, jy het mos nou sulke lae waar dit verskillende temperatuur is. Die van julle wat 'n plaasdam al beleef het. En gelukkig hierdie onderste laag is die koeler laag, daar waar my voete hang, wat nou so vol blaase en goeders is, die koel deel van die water kon hou. Ons het die middag daar deurgebring, ons het nou maar ons versnapperingkies geëet, wat hulle geëet het, en so net na die middag is die klomp toe nou weer terug. Ek het die voorreg om alleen agter te bly. En ek gaan sit met my boekie, my notaboekie, daar onder 'n doringboom, en ek geniet net die alleen wees. Stilte, sit en skryf oor my belewennisse van die dag, en terwyl ek daar sit, kom ek agter, maar daar so geklots van water wat nou hier naby my plaas vind, amper soos iemand wat uit die water uit wil klim. En ek skrik half, maar toe ek opkyk, toe sien ek, maar die bergwind het nou opgekom, en druk nou al redelik sterk op daai stadium van die middag, en is oral nou hierdie golfies so op die water, hierdie kabbelings. En die geluid wat ek hoor, en ek sal dit net of julle op die video ook wys, let maar daarvoor op as ek so inzoom op dit, is hoe die water aan die ander kant teen die rotse klots. En dis wat ek toe nou, wat my toe nou wegtrek van my boek af, en nou begin ek kyk na hierdie proses. En toe sien ek dit. Julle weet as water, as daar 'n groot stuk water is en daar kom so 'n vlaagwind, dan vee dit so oor die water. Dit is amper soos iemand wat die water so vee, of 'n asem wat so blaas, en ek wil graag hê, en julle gaan nou moet mooi oplet, net die klank, ag die beeld is nie so goed nie, die lig maak dit 'n bietjie moeilik. So kyk maar bietjie mooi daar waar julle die gedeelte lees. Klank is maar soos die wind. Beweging, veebeweging so oor die water. En in daai oomblikke het ek die ervaring dat God nie vir my gelos het nie. Dat hy daar is. Waarskynlik al met 'n sagte gesuis vir my vroeër die dag probeer bewus maak het, maar ek was so in my eie gedagtes, in my eie wêreld, dat God dalk die volume moes bietjie opdraai en die intensiteit daarvan verhoog om my aandag te trek. En met daai belewenis kon ek wegstap van die hel af en weet, God is nie 'n God wat ver is nie. Hy's by ons, selfs in daai moeilikste tye van jou lewe. Nou my tyd is eintlik verby. Ek gaan net vir julle vinnig wys waar ons toe nou die volgende dag toe nou terugstap, daai zigzagpad, opdraande, al die pad. Daar van bo-op, hierdie is my stapmaatjie vir daai dag. En my flentervoete en skoene, wat ek eintlik maar moet weggooi, maar ek het net gedog, dit is 'n memoriam aan 'n baie moeilike sessie wat ons beloof het. En dit is daarom kosher koeldrankies wat ons daar gedrink het, om daarom net ons uitkom uit die hel uit te vier. Die tema vir die dag was spiritualiteit, geestelikheid. En ons moes 'n foto dan nou neem van iets wat die geestelikheid van ons staptog symboliseer.
En ek en my stapmaatjie, ons het ons stapstokke gevat, en toe met haar verband, wat as een noodhulpmiddeltjie saamgevat het, om toe nou so gebind daar op 'n kruis, en om toe nou gesit, dat jy die staproete kon sien. Om daarmee te sê, Christus se teenwoordigheid, Christus se bywees en sy betrokkenheid by ons as mense, is gaan. En ons kon daar wegstap, ek kon daar weggaan, en weet jy, die lewe is nie maklik nie, maar God is daar. Jy moet hom net ervaar. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U nie 'n ver God is nie. Dankie dat U omgee vir mense tot so 'n mate dat U neerbuig om ons aan te raak. Dankie vir die voorreg om U te aanbid. Dankie vir fondse wat ingekom het en wil U dit ook seën, sodat elke rand en sent gaan waar dit moet wees. Ons prys U naam. Amen.